Dis jou lekkerste gedeelte van die week. Dis tuin tot tafel met Tash van Sailstead. Goeiemôre, hoe gaan dit? Môre goed en self. Baie lekker, dankie. Gaan jy daar in die tuin? Hoorie, dit gaan goed. Dit gaan goed. Ek sien nie meer snortstrepe nie. Ek is Drink besig hulle met die Black Label. Dan alles uit. Okay, soos wat 'n mens 'n companion nodig het in die lewe. En as jy jouself met vriende vereenselwig wat goed is vir jou, dan Jy gaan goed groei. Ja, jy gaan goed groei. Jy bloem, jy blossom en jy bereik sommer meer dinge in die lewe. En dit is dieselfde met jou tuin. 100%. In die tuin groei sekere groente en vrugte goed saam en ander hou eenvoudig nie van mekaar nie. Maar met mense ook so. Daar's baie mense wat nou net nie meer met mekaar moet Glad nie, glad nie. En dit is wat dit so belangrik maak. Ek het altyd 'n paar lekker praktiese voorbeelde in die tuin. En iets waarmee ek altyd begin is, jy moet basil en jou tomaties saamplant. Want nie net hou jou basil die wit vlieg weg van jou tomaties af nie, maar dit laat ook die geur van jou tomatie lekker en sterker uitkom. Okay. So companion planting help om mekaar die plante te beskerm. Party van hulle voed mekaar en party van hulle beskerm mekaar regtig teen peste en pla. Die grootste voordeel van companion planting is dat jy daai roofinsekte wil lok na jou tuin toe om jou te help met plaagbeheer. Ja. Ek het in die begin nooit blomme gegroei in my tuin nie. Ek wou dit net 'n edible garden gehad het, maar ek het vinnig geleer dat blomme bring vir my daai roofinsekte wat ek wil hê. Soos bye en ladybugs en al daai goedjies bring. Skotte en hoverflies en lacewings. Maar dit kan ook jou kruie, soos jou mint, jou dill, jou fennel, sodra hulle blom, gee hulle daai nektar af wat hierdie roofinsekte soek en hulle gaan kom en hulle gaan jou aphids eet. Hulle gaan jou wurms eet. So dis baie belangrik. Nou as jy jou tuin begin beplan, ek het altyd 'n lekker praktiese voorbeelde. Ons geniet dit om eie en wortels saam te plant. Want nie net hou die ei die wit vlieg of die wortelvlieg weg nie, maar die wortel en die ei hou van dieselfde groeikondisies. Hulle hou van klamgrond en hulle hou van losgrond. Net soos jy byvoorbeeld 'n mielie wil groei met 'n boontjie. Nou jy kry boontjies wat rank en jou mielie het 'n lekker stewige stam. Ja. So jou boontjie rank nou op teen jou mielie. Maar ook as jou mielie nou, hy's 'n baie hongerplant want hy moet mielies maak. So daai boontjie gaan nou stikstof vat en hy gaan jou stikstof, julle sal dit ken as nitrogen, gaan hy dit vat en hy gaan dit vir die mielie gee wat die mielie weer gaan voer. So dit gaan alles oor 'n verhouding in die tuin en om 'n goeie ekosisteem in jou tuin te begin. Okay, dit maak vir my 100% sin. En ek sal baie meer daaroor wil weet, maar net gevinnig, jy skryf e-books ook. Dis reg, ja. En hierin vertel jy baie meer in detail van wat alles nodig is in die tuin. Jy praat oor companion plants, hoe nodig dit is ook. 100%. En jy wys ook daar voorbeelde van dit wat saam met pad gaan. 100%. En op ons webtuiste en ook op ons sosiale media blaaie gee ek daagliks raad en advies. Want wat in my tuin gebeur in jou tuin. Ja. En ek het al so baie geleer uit die tuin wat om saam te plant. Byvoorbeeld, moenie 'n boontjie en 'n ei saam plant nie. Hulle hou nie van mekaar nie. Hulle kuier glad nie saam nie. Hulle was op hoërskool vyande gewees. En dit het nou sommer aangegaan. So en dit is ek gee regtig daai advies wat ek weet wat werk in die tuin. Want jy wil leer wat se plante, ek meen 'n kosmos is daarom pragtig en so ook 'n aster. Dis nie net mooi nie, hulle lok daai bye, hulle lok jou hottentotsgotte, hulle lok jou ladybugs. Vertel, ons het nou so af-air gesels oor byvoorbeeld 'n pizzapot en 'n slaaipot wat jy by Dis mekaar nou 'n kan slim idee. Dis nou 'n lekker manier van companion plant. Sommige agter by jou deur. Dink aan 'n pizzapot. Wat sit jy op 'n pizza? Tomatie, basil, oregano. Daar sê, maak 'n pot soos dit. Dink as jy 'n slaai maak, sit nou sommer tomaties vir in, 'n blaarslaai, spriet-eie, basil, 'n lekker kry wat julle almal in alle potte kan plant, veral in jou slaaibak wat baie lekker is 'n kry met die naam van sorrel. Dis 'n perennial, met ander woorde hy groei heel jaar en sy kleiner jonger blare het 'n verskriklike lekker suurlemoen smaak en is ongelooflik lekker in 'n slaai en op pizza.
So begin daarin te dink. So gaan plant vir Sarel. Die sorrel. So 'n lekker temapot is baie lekker. Dink aan as jy Indiese geregte kook. Dink aan wat se kruie jy gebruik. Dink bietjie as jy lekker Griekse geregte van geregte hou. Plant daai kruie of groente in een pot. Sit dit op jou agterdeur. Dis lekker maklik om te gaan oes as jy vinnig vanaand kos maak en jy het iets baie vinnig nodig. En hulle het mekaar nodig en hulle is baie goeie invloed vir mekaar. En hulle kyk na mekaar. Hulle kyk na mekaar. Hulle Hulle is kyk na chommies. mekaar. Hierdie is Tuin tot tafel met Tash. Dis elke Dinsdag en dis aan jou gebring deur Wild Emporium. Waaroor gesels ons volgende week? So volgende week oes ons. Ooh. En volgende week gaan jou getuin vir jou met jou gesels. En jou tuin gaan vir jou sê as ietsie fout is. Ja. En dan gaan vir julle sê hoe julle na jou tuin moet luister. Daar's hy. Sien jou volgende week. Totsiens julle.